Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Van die heelal, oorwinnaar oor die dood, almagtige God, almagtige God. U is die een wat vir ewig vir ons sorg. U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk is in die grootheid. Vol vertroue sal ek volg. Almagtige God, almagtige God. In die arms voel ek veilig, hier by U is ek verlos. En U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk is in die grootheid. Die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, ons aanbid U. Die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Môre familiekerk, baie welkom hier vanoggend by ons aanlyn diens. Dit is baie lekker om vandag met julle te kan deel en te kan share. Vir die van julle wat my dalk nie ken nie, my naam is William Scott.
En ja, ek deel vandag met julle verder oor die reeks waarmee julle besig is, wat gaan dieper is, en vandag se gesprek gaan spesifiek oor gaan dieper by die werk. So, net so 'n bietjie agtergrond, ek is tans die hoof van Virgin Active's engagement departement, en ja, ek wil 'n bietjie verder met julle gesels oor hoe lyk dit om dieper te gaan by die werk? Hoe lyk sukses by die werk? En ek dink dis een van die goed wat soms baie ontbreek. Ek dink ons besef nie altyd die Here se hart vir ons om suksesvol te wees by die werk. En ek dink ons dink baie keer dat werk is iets apart. Maar die Here is in alles en hy wil betrokke wees by alles, en werk is seker na slaap een van die plekke waar ons van die meeste van ons tyd spandeer. So die Here wil baie graag hê, en dis 'n hart vir ons soos enige pa, dat ons moet suksesvol wees by die werk. Dat ons suksesvolle werke moet hê wat ons lewens verryk, en dit is sy hart. Dit is hoekom hy Jesus Christus gestuur het, sodat ons 'n vol lewe kan hê, en dit sluit 100% werk in die verdieping daarvan. So ek dink een van die interessante vrae is, jy weet, wat beteken dit om dieper te gaan by die werk? Wat beteken dit om suksesvol te wees by die werk? En ek dink as jy die deurslagpersoon gaan vra wat beteken sukses by die werk, dan gaan hulle vir jou sê, dit is om meer geld te verdien. Ek dink die deurslagpersoon, as jy sê daai persoon is suksesvol, dan gaan mense verwys na iemand wat baie geld maak. En dit is ongelukkig die waarheid vir meeste mense, hoe mense sukses sien. En hoewel geld nie verkeerdelik is as dit kom by sukses nie, is dit glad nie alles waar dit gaan nie. En ek dink dis ongelukkig die ding, jy weet, ek dink soms die wêreld kan nie verder gaan as dit nie, of sukkel om verder te gaan as dit, maar daar's soveel meer vir die kind van God, daar's soveel meer as dit kom by 'n suksesvolle werk, as net om geld te maak. Geld is deel van dit, ja, maar dit is so 'n klein komponent, is eintlik sleg, dis eintlik maar een van die elementary beginselkomponente van sukses by die werk, maar daar's soveel meer, daar's soveel dieper goeders wat sukses bepaal, wat die Here vir ons in sy woord wys. Ons gaan vandag 'n bietjie kyk na wat is daai goeders wat die woord vir ons sê sukses by die werk bepaal. So kom ons skop af met, ek sal sê, die baseline ene wat geld is, want geld is 'n baseline ene wat dit kan net vir jou goed koop in die natural. Dit kan nie vir jou iets in die spiritual of in die mental kan koop. Dit kan net vir jou natural goeders gee. So dit kan nie vir jou goeders soos eternal salvation gee nie. Dit kan nie vir jou goeders soos revelation oor Christus gee of righteousness nie. Dit kan ook nie vir jou goeders soos liefde, hoop en gesondheid koop nie. So dit kan nie. Daai goeders is goeders wat geld nie kan koop. Die geld kan wel vir jou kar en huis en al daai goeders koop, né? So geld is 'n elementary is 'n basiese sukses metingsinstrument vir sukses by die werk. En die rede hoekom die Here wil hê ons moet in ons geld en ons finansies suksesvol wees, is hy wil hê ons moet 'n blessing wees vir ander, right? So ons is blessed to be a blessing. Die Here se hart is nie dat sy kinders moet arm wees. In fact, nog voor blessed to be a blessing wil die Here na jou kyk. Hy wil hê dat jy moet goed, jy weet, na gekyk word. As ek het 2 dogters en ek wil hê hulle moet die beste hê, en daarom gee ek vir hulle die beste van my finansies, en ek dink dis dieselfde vir die Here. Hy sê Jesus Christ became poor that we through his poverty might be made rich. En James sê dat I wish above all things that you prosper and be in health just as your soul prospers. So ons sien dat die Here in sy woord sê dat hy wil hê ons moet naturally prosper. So dit is die Here se hart. Wat is die sukses van geld en besigheid? Dis nie om baie geld te hê. Sukses in besigheid is of sukses in die finansiële kant is om finansiële vryheid te hê. Nou finansiële vryheid, mense, is nie geld in die bankie. Daar's baie mense wat baie geld het, maar wat nie finansiëel vry is nie. Hulle is nog steeds bekommerd oor hulle geld, dat hulle nie genoeg gaan hê nie. Hulle is nog steeds besig by mekaar te maak, en wanneer iemand in nood naby hulle is, dan kan hulle nie vir daai persoon help nie. Hulle steek dit weg agter goed soos ek steward my geld goed of bla bla bla. Maar eintlik is die rede maar net dat hulle is suinig. En hulle sukkel
om hulle geld uit te gee, want hulle het altyd daai fear, dat hulle nie gaan genoeg hê nie. En mense, dit is wat ware sukses aan die finansiële kant van die lewe is. En dit is om finansiële vryheid te hê, is om vry te wees van die vrees, dat ek nie genoeg gaan hê. Dis wat finansiële vryheid is. Dit is om vry te wees van die vrees, dat ek nie genoeg gaan hê. En jy sien, die Here wil hê ons met daai punt van sukses bereik vir ons finansiëel vry is. Nou, hoe kom 'n mens daar? Jong, daar is net een pad, en dit is die pad deur giving. Jy moet vrykom van jou fear, dat wanneer jy gaan luister vir die Here, en 'n bedrag geld gee, wat probably jou faith gaan druk, dat hy gaan deurkom. Hier is die ding, wanneer die Here kom altyd deur, maar wanneer ons dit doen, dan groei ons in geloof, en hierdie fear word ge-eradicate, en ons begin vryer en vryer en vryer lewe. En dit is ware finansiële vryheid. So ek vra vir jou vandag, waar die Bybel sê baie duidelik, where your treasure is, there your heart will also be. As jy nie vandag jou 10de gee nie, as jy nie saai waar die Here vir jou sê om te saai nie, dan is ek jammer. Maar dan gaan jy sukkel om finansiëel vry te wees. Want dit is hoe ons finansiëel vrykom, is deur in die kingdom in te saai en dit te doen wat die Here vir ons sê ons moet doen met ons geld. So, dis die eerste ding, sukses by die werk gaan oor finansies en dit gaan oor om finansiëel vry te wees. Die tweede ding, en kom ons stap 'n bietjie aan, kom ons kyk 'n bietjie na ander goeders wat die Bybel ook gebruik wanneer dit praat van sukses. En dit is, die tweede ding is om, die Here wil vir jou 'n posisie van invloed gee. Om regtig te begin suksesvol raak is wanneer jy 'n posisie van invloed het. Nou, dit hoef nie te beteken dat jy eie besigheid moet hê of dat jy met 'n CEO wees nie. Jy hoef selfs nie 'n manager te wees. Dit gaan oor 'n posisie van invloed. Soms het die sekretaris meer invloed op 'n CEO as wat sy eie board het, want daai persoon vertrou hy dat hulle na sy best interest at heart het. En die Here gee altyd daai posisies van invloed vir mense wat waarlik die kingdom se best interest at heart het. So dit is hoe ons enter in posisies van influence in, wanneer ons die kingdom of God op ons hart dra. Right? Die Here wil vir ons daai posisies gee, sodat ons die kingdom sal gaan establish daar waar ons wil neersit. Hy wil ons neersit op hoë posisies, hoe hy 'n lamp neersit, hoe verder skyn hy. Die Here wil hê ons moet in hierdie posisies van invloed wees. Maar, ja, ons moet daai hart cultivate van seeking first the kingdom of God. Ons kan nie ons eie agendas soek en nastreef en dink dat ons kan op daai posisies geplaas word nie. Die risiko is dat jy gaan dit nie kan handle. So, die Here wil hê ons moet in posisie van influence kom, sodat hy vir ons, die Here wil hê ons moet in 'n posisie van influence kan instep, sodat hy ons kan gebruik om sy kingdom te establish. Maar dan begin jy regtig sukses behaal. Wanneer jy begin in posisies kom waar jy kan skuwe maak en dit beïnvloed 'n klomp mense. Dan onthou net soos Josef. Hy is geroep in Egipte om vir Israel en sy pa te red, maar ook om baie ander, miljoene ander mense te red. Hy sê vir sy broers, God has sent me here for the saving of many lives. For the saving of many lives is hy gestuur. Hy moes 'n hongersnood in buite in Egipte en rondom Egipte moes hy red, nou hy mense gered van hongersnood, van dood. Hulle is almal honger en dood gegaan. So die Here wil jou roep in hierdie posisies en plekke in, maar ons moet 'n hart hê vir die kingdom. Die derde ding wat die Here ons wil laat instep in is om vir ons van sukses in besigheid is wanneer hy vir ons creative abilities gee om probleme te solve in die wêreld. Hy wil vir ons creative abilities gee om probleme te solve. En hy doen dit so deur sy gees, so effortless deur sy gees. Wanneer hy vir ons goeders gee wat ander mense nie kon uitdink nie. En gaan kyk maar, wie is die mense wat die groot movers en shakers is met hierdie idees? Dis die Jode, dis God se mense. Die Judo-Christian nasies is die mense wat die meeste innoveer. Hoekom? Want God se blessing is op sy mense. 'n getuienis wat ek vinnig wil deel is, ek was eendag by Capitec gewees en ek stap toe op na 'n persoon toe, 'n senior persoon by die besigheid en ek in 'n gesprek eindig dit op dat ek voor sy span maak ek so 'n grappie en ek sê vir hom, ja man, jy moet my bietjie al plek is in jou span aanstel. Jy weet, of my plek maak in jou span. En hy lag so vir sy hele span en sê, haha William, jy is baie nie slim genoeg om in my span te werk nie. Eers en ek voel verskriklik sleg. Ek wou vir my paar goed gesê het, maar hy was 'n senior persoon en ek was die junior en ek voel te baie sleg en ek voel nie die Here sê vir my, don't worry, I've got this, staan net terug en ek sê toe, ek loop toe maar al weg, bietjie vernederd
En dis nie lank en die besigheid het 'n probleem ontwikkel met te veel mense wat in die takke inkom om aansoeke te doen vir krediet sonder dat hulle gekwalifiseer is. En die Here gee vir my 'n oplossing, 'n tegnologiese oplossing vir hierdie probleem wat die besigheid nie kon oplos nie. En ek implementeer toe die solution. En dis nie lank daarna nie, toe maak die besigheid verskriklik baie geld deur hierdie solution wat ek uitgedink het vir hulle. En ek word toe gevra om voor die executive board te kom present wat ek gedoen het. En ek gaan present toe dit. En toe ek daar aankom, daar sit hierdie persoon, want dit was sy afdeling wat hierdie probleem gehad het. En aan die einde van die vergadering, hy was nie die executive nie, hy was net onder die executive. Toe staan die executive op en sê vir hom, maar kom ons noem die persoon sommer Chris. Maar Chris, hoekom is William besig om jou werk te doen? Jy moes aan hierdie goeders uitgedink het. En die hele executive board lag vir die ou. En daar vindicate die Here my. Maar die Here het my getoets daar, en hy het seker gemaak dat ek sal nie optree vir myself nie. Maar wat die Here wil vir ons, my punt is, die Here wil vir ons creative solutions gee wat mense help. As ons hom sal toelaat, dan sal hy ons gebruik vir dit. Die tweede laaste ding is, die Here wil hê ons moet environment of peace create. Dis wanneer jy regtig begin sukses hê in jou besigheidsareas, wanneer jy 'n atmosfeer om jou skep, 'n afdeling, of dit nou 'n afdeling is of dit 'n span is of wat ook al dit is, maar wanneer jy 'n atmosfeer van peace begin skep. As ons kyk na ouens soos Dawid en Josef weer en Daniel en David. Hulle almal het en selfs al die konings wat God gevolg het, elke keer wanneer hulle God volg, elke keer wanneer hulle met God 'n verhouding het, dan sien ons dit sê dat daar was vrede gewees, daar was peace gewees. Hulle het hulle vyande verslaan en daar was vrede. Jy sien, die Here wil vir ons 'n plek van vrede kry. Wanneer ons by die Here is, dan veg hy ons battles. Hy create vir ons vrede, hy create vir ons peace. Die hele environment om ons is rustig. Dis wanneer jy begin regtig suksesvol. Dis hoe die Here ons wil gebruik, is om hierdie environments en afdelings van peace te create, waar ander mense kan inkom en sy teenwoordigheid en sy kingdom experience, sodat daar salvation kan kom, sodat daar vir Christians 'n place van solitude kan wees, sodat mense kan groei. Dis als vir mense, dis als vir die kingdom. Die laaste ding wat seker die grootste ding is, en dit is, jy weet, alles wat hier gaan, wat alles op aarde, alles wat jy kan vat en sien en ryk en proe, alles gaan vergaan. En ons moet weet dat dit wat ons hier doen, het 'n ewigheidswaarde. En as jy vandag nie seker is dat jy jou doel verrig, wat jy moet verrig op aarde nie, dan wil ek jou aanraai dat jy by die Here gaan sit en vra wat dit is. Want as jy dit nie weet nie, dan is jy besig om met, soos wat Paulus sê, met hooi, strooi en stabbel te bou. En wanneer die laaste dag kom, gaan dit alles opgebrand word. En jy sal gered word. Maar barely, soos hy sê, barely. Waar as jy weet wat jy moet doen, as jy weet wat jou calling is en jou purpose is, dan bou jy met goud en silwer en brons, soos daai 160-30-fold gelykenis van die saaier. En jy bou met goud, silwer en brons, en jy is besig om vir jou skatte in die hemel in mekaar te maak, skatte wat nie gaan vergaan nie. Want mense, al verskil tussen my huis en die ouer Hankai Mandy is se shack, is wanneer die laaste dag kom, gaan my op die as 'n bietjie groter wees as syne. Dis al wat daai huis beteken. So as ek nie in alles wat ek het vir die kingdom lewe nie, en seker maak dat alles wat ek doen vir die kingdom is, en in die kingdom is nie, dan gaan dit net opbrand en wegbrand. So die grootste sukses wat jy kan hê in die werk, is om seker te wees, dat dit wat jy doen is God se purpose vir jou, is sy doel vir jou, en jy is besig om saam met hom daai pad te stap. En dit wat jy doen, is vir en in die koninkryk. Dit is al wat gaan saak maak eventually mense, is dat jy iets vir en in, is dit wat jy vir en in die koninkryk gedoen het. Okay, so ons gekyk na wat is regte verdieping of sukses by werk. Dit is, ja, daar is finansiële vryheid, maar dit is ook om 'n posisie van invloed te hê. Dit is om creative solutions vir humanity vir mense te generate. Dit is om 'n place of peace te create. En dit is om ewigheidswerk te doen van ewigheidswaarde. Right? En dit beteken nie dat jy met 'n dominee word nie. Ek is ook nie dominee,
En ek is 100% besig om God se wil vir my lewe te vervul. So, jy hoef nie dominee te word om te voel, dis die enigste manier wat jy ewigheidswerk doen nie. Dit gaan oor 'n verhouding met God en om in obedience te stap en wat hy vir jou gee om te doen, en jy execute dit vir die kingdom, en jy testify vir die kingdom. So, dis die ding. Okay, hoe kom ons hierby uit? Right? Elkeen van hierdie goeders is plekke wat jy by kan uitkom, maar hoe kom jy daarby uit? En mense groei binne die kingdom vind plaas deur, soos enige ding wat van waarde is, deur 'n toets, deur 'n test of faith. Enige toets, enige sertifikaat, enige level wat jy bereik, gaan gepaard, wat van waarde is, gaan gepaard met 'n toets. 'n Toets om seker te maak dat jy die volgende vlak kan hanteer. Dat as jy in daai volgende vlak inkom, dat jy nie gaan bakkel nie, dat jy nie gaan faal nie, dat jou karakter en jou kennis of wat ook al dit is vir daai toets, hang af wat se tipe toets dit is, dat jy dit kan dra. En as dit kom by die goeie van sukses van die kingdom, is alles te doen met faith. Die Here toets ons faith, hy toets ons karakter, hy toets ons faith. So, die Here wil ons help om hierdie dieper vlakke te bereik, maar ons moet weet mense dat ons moet ons faith exercise om daarby uit te kom. Dis nie net iets wat kom deur kennis nie, dis nie iets wat kom deur effort nie, dit kom deur faith. En dit kom deur karakter. En ek wil sommer net 'n testimony deel wat ek onlangs gehad het wat die Here my net met gehelp het. Ek moet sê ek het al baie sulke toetse geskryf en ek het hulle al gefail. In feite ek het in 2016 was ek so arrogant geweest om vir die Here te sê, Here toets my, ek is reg. Toe toets hy my, toe gee my 3 toetse, ek het al 3 gedop in flying colours. Ek sal nooit weer sê, Here toets my nie. Stupid geweest. Onvolwasse. Fail. Daar het ek geleer, Here, ek sê, Here, wanneer ek reg is, weet ek sal U my help om die toets te slaag. Dis my gebed vanaf. Here, dankie, dat U my prepare, en dat wanneer ek reg is, en die toets kom, dat ek dit sal kan slaag. Maar ek val in by U proses, ek val in by U training, maar weet jy wat is so lekker as die Here ons help om die toets te slaag? Yes, ek love toetse van faith om dit deur te maak. Het is so lekker, ons altyd soos, die reward agter is altyd so amazing, want die Here is so 'n pa wat net wil, sy wil net so sy homself uitpour in ons, en so dit is so amazing om die toetse te maak, te slaag. So die toets wat ek nou die dag moes geslaag het, was ek het gewerk vir lang by Capitec, en ek kry toe 'n oproep van Virgin Active, se CEO wat my wil sien, en sê ek moet inkom. Hy is die global CEO, en hulle het die besigheid oorgekoop van Richard Branson, en wil hy ek moet inkom en hulle kom help met die visie wat ek moet opsit verder. Maar hulle het blijkbaar al baie mense geïnterview, ek hoor dit is na die tyd en niemand het dit gemaak nie, en ek sit toe daar en ek praat toe met hom en ons het 'n lekker gesprek, en gedurende die gesprek randomly vra hy vir my, William, wat is sukses vir jou? En immediately binne in my hart het ek 2 antwoorde. Die een antwoord is my ware antwoord, en die tweede antwoord is die antwoord wat ek dink wat ek weet hy wil hoor. Ja, jy weet, bla bla bla, besigheid, sukses, dit en dit. Maar voordat ek myself kon keer, laat ek eers hier begin. 'n week voor die tyd begin ek bid, en die Here sê vir my, bid dat jy sal to be not ashamed of the kingdom of the gospel of Christ, and to speak the truth in love. En ek bid die hele week het in my spirit in. Toe my daai vraag vra, my eerste ding, voordat ek myself kon keer, sê ek vir hom, nommer 1 is dat ek het 'n verhouding met Jesus Christus en God, en dit is my eerste prioriteit. Nommer 2 is my familie, nommer 3 is my gesondheid, nommer 4 is my werk, en nommer 5 is finansiële vryheid. Hy kyk my sê, William, in daai volgorde. Ek sê, jy het my gevra, as ek dit moet prioritiseer, dan is dit die volgorde. Hy sê, en ons gaan dan met die interview, en die einde van die interview sê vir my, William, dankie vir jou eerlikheid, ek waardeer dit, goeie gesprek, ons staan op, hy stap uit, hy roep die HR executive nader, hy sê, hy kan maar vir William die offer maak, hy hoef nie deur toetse te gaan nie, ek sal hom aanstaan, hy sê vir my, stuur vir my wat ook al jy wil hê, ek sal dit maak gebeur. Ek sê, skryf neer, hierso, goed, tik, en vandag is ek by Virgin Active. Maar ek sal vir jou sê, ek het nie, daai oomblik toe hy dit vir my vra, was dit 'n groot toets gewees. Want jy wil nie vir die ou wat jou werk aanbied sê, dat sy werk, wat jy vir hom gaan doen, is nommer 4 op jou prioriteitslys. Nie 1 of 2 of 3 nie, dis nommer 4. Maar weet julle wat? Die Here het my, as gevolg van dit, so al gebless hier, soveel favour gegee, want ek het nie fear meer nie. Ek het nie fear hoekom ek hier is nie. Ek weet ek is hier, want God het my hier gesit, en
As dit van mense afhang het, sou ek nie hier gewees nie. So niemand hier kan my wegvat, tot God my wegvat. So daai freedom wat kom saam met dit is amazing. So die Here wil hê ons moet hierdie toetse deurmaak, sodat hy ons kan promote en sodat ons in 'n plek kan instep en sonder fear kan operate. Okay, so hoe kom ons daar? Ek het vir julle gesê wat die dieper vlakke is. Ek het gesê daar is 'n toets wat jy moet deurgaan om dieper te gaan, maar hoe maak ek seker dat ek die toets maak? Daar's 3 goed wat ek opgetel het uit die Bybel wat my gehelp het en my nog steeds help vandag om daai toetse deur te maak. Die eerste ding is dat jy moet 'n genuine liefde vir mense hê. As jy nie 'n liefde vir mense gaan hê nie, dan gaan jy agendas hê, jy gaan allerlei selfish goeders hê, dis immaturity. Kyk, om nie liefde te hê vir mense nie en om self agendas te hê en selfish te wees is maar immaturity. So hoe kan jy liefde vir mense ontwikkel? En daar's verskillende maniere. Jy kan natuurlik bid vir die Here vir dit jy kan, daar's 'n klomp goed wat jy kan doen. Een van die goed wat ek gevind het die beste werk is om 'n high expectation te hê dat God binnekort gaan kom. Daar's 'n mooi gelykenis in die Bybel waar die Here praat van die last day. Jy kan dit gaan lees en ek dink is Matteus 24 wat hy sê, hy praat van die last day en dan dat dit gaan kom en dit gaan kom soos 'n dief in die nag en ons gaan nie weet wanneer dit gaan gebeur nie. En dan sê hy, daar was 2 slawe gewees. Die wyse slaaf het in excellence geoperate en gedoen wat sy master hom gesê het om te doen. Hy was, as jy na die konteks gaan kyk, hy was goedgesind gewees teenoor sy medemens, en dan was daar die wicked slave, wat sê, and he went around beating his fellow servants and hurting them. And the master came at a time when he did not expect, and he cut him in two and appointed his portion to the others. Jy sien, wanneer ons nie met 'n high expectation lewe dat God kom nie, dan begin ons selfish raak. En dan begin ons verkeerd optree teenoor ons medemens. Maar wanneer ons die hele tyd lewe in 'n afwagting dat God binnekort gaan kom, dan sit ons al die klein stupid goedjies van onsself weg en ons fokus net op die mense wat voor ons is. En dit is een van die goed wat my baie gehelp het. Die tweede ding wat my baie gehelp het is om strong and courageous te wees met 'n positive attitude. Jy sien, dit sê the joy of the Lord is my strength. As die duiwel jou wil weak hê, maak hy jou negatief. Die oomblik wat jy negatiewe emosies aanneem en sê ek voel nou, ek is nou negatief en kwaad, die oomblik wat jy daai ding internaliseer, is jy weak. Die oomblik wat jy kla of moan of die oomblik wat dit gebeur, is jy weak. Nou, daar is 'n plek om te treur as iets wat gebeur het wat sleg is, en dan is 'n mens nie in 'n place of strength nie. Maar om die hele tyd te kla, om die hele tyd te moan, om die hele tyd negatiewe goed te spreek, die duiwel het jou net waar jy wil hê, in 'n place of weakness. Want 'n klaande, negatiewe persoon het nie strength nie. Maar 'n persoon vol joy, daai persoon kan jy nie beat nie. Iemand wat jou afdank of iemand wat vir sê luister, jy kan nie meer so wees en sê, dankie, die Here het iets beter vir my. Bless jou. Wat kan jy doen teen so 'n persoon? Jy kan so 'n persoon nie stop nie. Hulle sal altyd bo eindig. Jy sê ekonomie, ek kan nie. Nee. Weet jy wat? My God supplies all my need. He is my shepherd. I will never want, never lack. Come on. Dis die attitude wat ons moet hê. The joy of the Lord is my strength. Dan kan jy sterk wees. Dan wanneer die toets kom, kan jy dit maak. Die laaste ding wat ek kan sê, en wat seker die belangrikste ding is, en ek hoop dit is die laaste ding wat stiek. En dit is dat in Joshua 1 Joshua 8 sê, and this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you might observe to do according to all that is written in it. Then you will make your way prosperous and you will have great success. Jy sien mense, ons moet leer om die woord te bid en te verstaan en in ons binnekant in jou lewe, die woord van Christus. Dit is die enigste ding wat kan staan, en wanneer jy dit binne in jouself het, dan sal jy nie fear nie, jy sal enige toets pas, en dit is wat die Here vir ons wil hê. So, ek wil julle encourage. Daar is die 3 goeders wat jy kan uitoefen om seker te maak, jy kom deur die toets om te verdiep by die werk. Kom, ons kry 'n liefde vir mense deur God te verwag en te weet dat hy is op pad. En altyd voor hom te lewe. Kom ons wees strong and courageous en positief te wees. Oor God, wie hy is, wie ons is. En nommer 3 is kom ons leer om die woord te bid. Ons moet leer om die woord te bid en in ons in te dra en binne in ons te carry, sodat ons kan verstaan wie ons is. Dit sê Christ in you the hope of glory. Dit sê ons is made in his image.
Nee, al hierdie scriptures wat praat, dit sê you will reign in life by receiving the abundance of grace and the gift of righteousness. Hier is die scriptures wat God in ons wil inbou. My God will supply all my need, all grace will abound towards you. He will never leave you nor forsake you. You are moving from glory to glory. You are made in His image. You've got the mind of Christ. Hier is als goeders wat die Here wil hê ons moet in ons hart dra. Wanneer daai toets kom, ons immediately die woord kan uittrek en hom kan sê, hier is die woord, hier is die scripture vir daai toets. Hier is die antwoord, hier is die mense, die antwoord van elke toets is in die woord. Elke toets is in die woord. So, ek hoop hierdie kon julle gebless het en ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder. Mag die Here julle seën. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike dag wat ons kan hê. Here, ons bid, ek bid Here vir elke persoon wat hierdie boodskap luister, dat hulle, Here, 'n desire sal hê om nader aan U te trek, die woord te lees en op te eet. Dat hulle daaglikse brood sal word, Here. Dat hulle positief sal wees oor wie U sê hulle is en wie hulle gemaak het om te wees, Here. Vry, sondevry, skoon gewas. En dat hulle liefde vir mense sal hê. Sê vir dankie in Jesus naam. Amen. Ek hoop julle 'n lekker dag en dankie dat julle ons bygewoon het. Totsiens. Sy seun vir ons gestuur, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, hy het sy seun vir ons gestuur.
die oorwinning.